provider, healer he must be. Everlasting Father, the one who saved our souls. Emmanuel, Master, Teacher, Ruler, King of Kings is he. Who is he? That calms the raging sea. Who is he? Welkom terug by hierdie program, Jesus Christus bevry jou siel. Ek wil graag voortgaan rondom die onderwerp wat ek aangeraak het verlede week. Nou verlede week het ek so boelang sê en ek moes eintlik haas maak as gevolg van die gebrek van tyd om die inligting oor te dra rondom die gedagtes van die skrif wat praat van 'n geweldige groot aardbewing wat plaasvind waardeur al die stede van die nasies van die wêreld in 'n verwoeste toestand gebring gaan word. Ook alle bergreekse wat bestaan, en daar's baie bergreekse. Mense, daar's baie bergreekse. Ons praat van Mount Everest, the Tibetan Mountains, Appalachian Mountains, daar's berge op ander kontinente en in ander lande. Met betrekking tot al hierdie berge, die Bybel sê die skudding wat plaasvind op die aarde in daardie tyd is van so 'n geweldige aard dat nie 'n enkele berg nog 'n berg status kan behou nie. Dit word in 'n toestand van verkrummeling gebring. As gevolg van daardie soort skudding, waarvan die Bybel praat, die Bybel sê dan, die aarde sal geskud word soos 'n riethut in 'n geweldige windstorm. Die aarde sal wankel soos 'n dronk man. Nou, ons kan dink aan 'n dronk man is 3 tree vorentoe, 2 tree agtertoe, 3 tree vorentoe, 2 tree agtertoe. Nou as die aarde met sulke geweld aangeraak gaan word, dan is dit ook die geval dat die waters op die oseane en die see gaan beweeg en hierdie waters gaan maak dat alle eilande, die Bybel praat van die eilande vlug, die eilande sink weg. Daar is nie 'n eiland waar jy kan gaan sê, ek is nou 'n prepper, ek is nou 'n doomsday prepper en ek het vir my soveel kosse en soveel voorraad bymekaar gebring en ek soek nou net 'n afgeleë plek waar niemand my ken en waar ek verlore kan gaan en daar gaan ek my net wegsteek. Ek waarsku jou, daar is nie 'n plek op die aarde wat veilig beskik gaan wees wanneer hierdie aarde gevat word soos 'n laptop en hy gaan geskit word. Dis die geweld waarmee die aarde geskit gaan word. Alle stede, alle dorpe, alle woonplekke vir die mens, alle infrastruktuur vir enige plek om te kan funksioneel wees. Alles is 'n gemors. Watertoevoer is 'n gemors. Kragtoevoer is opgebreek. Paaie is opgebreek. Dit is geweldig. Dit is geweldig. En al hierdie dinge moet geskied en plaasvind alvorens die Here Jesus terugkom. Want sy terugkom verseker dan dat die natuur weer in beheer gebring word sonder die las van die wet van korrupsie en dood. Dis die 1000 jaar vrederyk van Jesus Christus. Nou, wat ek met u nou wil deel is ook iets wat aan ons 'n bietjie insig verskaf met betrekking tot die tydberekening vir hierdie dinge. Kom ons bid. Vader, ons dank U, my God, dat U is groter as U skepping. Ons eer U. Ons gee erkenning dat U is God, die skepper van alles, en dat U alles in stand hou met die woord van U krag. En selfs hierdie oomblik wat U aan ons gegee het, dat ons ingelig mag word, dat ons instruksie mag vind, dat ons mag weet, dat U het die pad vooruit gegaan, U het dit verken, en U het teruggekom in ons hede, om ons te beraad, en toe te rus met kennis. Help ons, Here, om ontvanklike harte en gedagtes te hê,
Bid dit nou in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Nou, hierdie Julie maand wat nou verby is, einde Junie en Julie, is baie interessante inligting losgelaat en onder andere is iets tot my kennis gebring en daar was mense wat my gevra het rondom hierdie onderwerp en ek gaan nou aan die onderwerp raak en ons skrifverwysing vir hierdie onderwerp is nog steeds in die boek van Openbaring, maar in hierdie geval is dit Openbaring 9 en dit gaan baie sin maak nou wanneer ek dit uitbeeld, wanneer ek dit gaan lees en dan die skrif gaan breek om sy salwing en sy toerustingsinligting aan ons oordra. Kom ek begin hier, vir geruime tyd nou, seker om en by vanaf 2011, 2012, was my aandag en my belang aangewakker om myself toe te rus met inligting, die huidige insaag, die huidige insigte rondom die eindtye. Nou, daar is hulle wat ons vooruit gegaan het en hulle het boeke geskryf, hulle het navorsing gedoen en hulle het voorstelle in konferensies en seminare voorgestel. Daar is iets omtrent hierdie geslag wat ons in is, hierdie 2010 tot waar ons nou is 2020, 2026, 2027. Daar is iets omtrent hierdie geslag wat maak dat van die inligting wat voorheen in plek was, irrelevant is. Daar is iets omtrent die openbaringen nou. Dit is asof daar 'n tydsberekening oor hierdie goed was, wat net losgelaat sou word met 'n spesifieke vooruitstrewe van hierdie geslag. So, dit is binne hierdie 15, 16 jaar periode dat ek begin leer het van die wêreld se grootste wetenskap eksperiment wat plaasgevind het en nog steeds besig is om sy gang te loop, behalwe dat daar 'n kort intervensie gebring was en hierdie intervensie het hierdie jaar begin. Ek verwys nou na wat bekend staan as CERN. Dis 'n Engelse akroniem vir 'n Europese instituut, CERN. En die CERN staan vir Community European Researching Nuclear, CERN. Nou hierdie CERN is 'n geweldige groot eksperiment en die eksperiment is om en by 27 kilometers in 'n omsingeling, in 'n circumference. Dit is binne en oor en deel van die lande Frankryk en Switserland. En daar's plekke waar hulle die grens deel en daar's plekke waar die hoofkwartier van die eksperiment van CERN se geboue is gebou op 'n voormalige Romeinse dorpie by die naam van Apollyon, waar die tempel vir Apollo voormalig was in die tyd van die Romeine. Nou hierdie is allemaal baie relevante brokkies inligting en insa, maar dit sal nog nie sin maak alvorens ons dit kan bind en saamsmelt met die insigte en die insa wat God aan ons verskaf. Onthou, wat sê die skrif in Jesaja 46 vanaf vers 9 tot 11, wat sê die Here, kom praat met my en beraad my met betrekking tot die toekoms, sê vir my wat jy uitgevind het die toekoms behels, maar laat ek aan jou bekend maak dat ek is hy wie die toekoms verklaar voor die begin. En ek het al reeds besluit dat my raad sal staan. Nou, dis nou die Here se woorde deur die Heilige Gees in Jesaja 46. En daar maak hy dit al reeds aan ons bekend dat die Here het al reeds die toekoms besoek.
En al reeds opsommings het van die dinge wat lei tot die slotsom van die eindtye in die toekoms. En hy verklaar daar die deeltjies wat maak vir die finale opsomming van die einde. Hy verklaar dit voor die begin. Dis wat die Here sê. So met dit in gedagte weet ons, daar is niks wat die wetenskap na vore kan bring, wat God nie al reeds vir ons bekend gemaak het nie. Ons moet net weet hoe om die saak mooi te verken. En dit gesê, hierdie verlede 3 weke, 4 weke, het die inligting deurgesyfel, dat die hoofbestuur van CERN, nou CERN, se wetenskap experiment, word genoem LHC, dis 'n Engelse akroniem vir Large Hadron Collider. Wat by hierdie plek gebeur, binne hierdie wetenskaplike masjien, wat 27 kilometers in omsingel is dat hulle subatomiese deeltjies teen die spoed van lig laat uitskiet binne in hierdie tonnels, wat om en by 3 verdiepings ondergrond is. Maar dit is 'n geweldige groot masjien wat hulle mee besig is, en binne hierdie masjien se tonnels word hierdie subatomiese deeltjies teen die spoed van lig in teenoorgestelde rigtings uitgeskiet, sodat hulle, wanneer hulle die omsingel afstand afgelê het, dan ontmoet hulle mekaar teen 'n geweldige spoed, die spoed van lig, bots hulle teen mekaar. En hierdie eksperiment se ontwerp is om die basiese bestanddele vir die begin van die ontstaan van die skepping te leer ken, sodat dit, in die Engelse bewoording, reverse engineered kan word. Met ander woorde, hulle wil die oorspronklike begin van die skeppings se vaste stowwe kan uitken, sodat hulle dan die skepping self kan re-engineer. Okay, dit is 'n bietjie wetenskaplike inligting en dit gaan nie baie sin maak vir baie mense nie. Behalwe vir u om te verstaan dat daar 'n sekere deurbrake wat hulle al reeds bekom het. Soveel so, dat een van die groot direkteurs van hierdie CERN, dit is Monsignor Bartolucci, is die Italiaanse naam, en hierdie man is 'n Rooms-Katholieke Jesuit. So al die hoofde van hierdie verskillende departemente van CERN is almal Rooms-Katholieke Jesuits. En hierdie man het 'n stelling gemaak binne die wetenskaplike wêreld se aansprake. Sê hy dat ons is besig om iets in plek te sit, sodat daar iets van 'n ander dimensie kan deurkom na ons toe, en sodat ons iets van hierdie dimensie wat ons in is, kan deurstuur daarna toe. Nou, wat dit ook al is, dit klink, it sounds sci-fi, you know, it sounds like Star Trek and Star Wars, it sounds like stuff that is not real, but these are real things that have been taking place for a good number of years. So what has literally happened now is, 3-4 weeks ago, CERN made a decision that they're stopping all experiments, and they will only resume experiments in 2030. Now, to me, that is extremely significant. Because of the scripture I'm about to read to you now, ek gaan hom lees in die Afrikaans, en dan gaan ek hierdie skrif koppel met die inligting wat hulle verskaf. Maar onthou wat hierdie direkteur van hierdie eksperimente alreeds verklaar het. Hy het gesê, ons is besig om iets deur te voer en te stuur van ons dimensie na 'n ander dimensie. En ons hoop dat daar iets gaan deurkom van die ander dimensie na ons dimensie toe. Nou, ek weet presies wat wel deur gaan kom. En hoekom daar iets van 'n ander dimensie deur moet kom na ons toe. En met dit gesê, en ek hoop ek het die ding nou redelik goed genoeg verduidelik, sodat u ook
jy eie navorsing kan doen. Al wat jy moet doen is, gaan op YouTube, gaan op Google en tik in hier die akroniem CERN. Jy gaan vir jouself verken met die dinge wat ek nou kwyt raak en met u deel. Met betrekking tot hierdie eksperiment van 'n masjien wat 27 kilometers groot is, 3 verdiepings ondergrond is, 'n tonnel verskaf waarin hulle subatomiese deeltjies teen die spoed van lig laat teen mekaar bots en dan meet hulle nou die wetenskap en die fisika rondom wat hulle nou daar sien en met daardie eksperimente het hulle die vermoë om dan ander dimensies te penetreer. Nou, dit gaan vir my 'n hele paar ure vat om die ingewikkelde, ingesnoeë aspekte van sin aan u te verduidelik. Dis nie nodig vir dit nou nie. Behalwe wat u nou moet hoor van my af is, dat sin het besluit, hulle stop alle eksperimente van hierdie Mei maand 2026 en hulle gaan weer begin in 2030 want hulle wil nou 'n opgradering doen om die illuminasie van die beligting en die kraggebruik en die energieverbruik te verdubbel. So they want to increase the illumination, the energy output, and the power usage because they have somehow found the success. They know exactly what they need to do and they need to do it at that particular time which is 2030. So nou mense, ons is nou in die middel van 2026. Dit is letterlik 3,5 jaar van nou af. Waar hoor jy hierdie tydberekening van 3,5 jaar? Wat ook 42 maande is, wat ook die helfte is van 'n 7 jaar, wat aan ons beskryf word as die verdrukking en die groot verdrukking. Jy hoor dit in die Bybel. So, kom ons gaan kyk wat sin eintlik mee besig is van 'n Bybelse lens af. Ek verskaf nou die Bybelse lens en ek lees vir u uit Openbaring 9 vanaf vers 1. En toe die 5de engel blaas, sien ek 'n ster, wat uit die hemel op die aarde geval het, en aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee. Nou die Engels lei soos volg. I want to read in the English because the wording is slightly different, English to Afrikaans. The 5th angel sounded, and I saw a star fallen from heaven to the earth. To him was given the key to the bottomless pit. The abyss is nog 'n naam daarvoor. And he opened the bottomless pit and smoke rose out of the pit like the smoke of a great furnace. So the sun and the air was darkened because of the smoke of the pit. And then out of the smoke locusts came upon the earth, and to them was given power as the scorpions of the earth have power, and they were commanded not to harm the grass or the earth or anything green or any tree, or only those men who do not have the seal of God on their foreheads. Okay, kom ek lees in die Afrikaans. En hy het die put van die afgrond oopgemaak en daar het rook opgekom uit die put soos rook van 'n groot oond, en die son en die lig is deur die rook van die put verduister, en uit die rook het daar sprinkane uitgekom op die aarde, en aan hulle is mag gegee, soos die skorpioene van die aarde mag het, en aan hulle is gesê dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie, en dit is aan hulle gegee, nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle 5 maande lang gepynig sou word, en hulle pyniging was soos die pyniging van 'n skorpioen wanneer hy 'n mens steek. En in die dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie, en hulle sal verlang om te sterwe, en die dood sal hulle wegvlug, en die voorkoms van die sprinkane was soos die van perde wat vir die oorlog toegerus is, en op hulle koppe was iets soos krone, wat net soos goud gelyk het, en hulle gesigte was soos gesigte van mense, en hulle het hare gehad soos vrouehare, en hulle tande was soos die van leeu's, en hulle het
borsharnasse gehad, soos van yster, en die gedruis van hulle verke was soos die gedruis van die strijdwaans met perde wat opruk na die oorlog, en hulle het sterte gehad soos die van skorpioene, en daar was angels in hulle sterte, en hulle mag was om die mens 5 maande lang skade aan te doen. En hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond. Sy naam in die Hebreërs is Abaddon, en in die Grieks is sy naam Apollyon. Die een weer het verby gegaan, hierna kom daar nog 2 weer. Ok, so, daar het jy dit. Nou, let op wat hier gebeur. Monsignor Bartolucci, de hoofdirektor oor CERN, met betrekking tot CERN, se subatomiese experiment, om protone en elektrone teen die spoed van lig, dit is 300.000 kilometers per sekonde, teen mekaar te laat bots, en met daardie experiment sê hy, as ons besig om te tunnel van een dimensie na nog 'n dimensie, en dit is ons ambisie, dat iets van daardie dimensie moet deurkom na ons toe, en ons wil iets deurstuur van hierdie dimensie daarna toe. Dit is sy eie woorde. Daardie woorde sal jy gaan hoor en lees en sien op YouTube en op Google met betrekking tot CERN en Monsignor Bartolucci. Dis jou se naam. Nou, dit gesê, hoor wat sê die Bybel. En ek het gekyk en sien, 'n engel val uit die hemel uit tot op die aarde. Maar hy sê, dit begin so, hy sê, ek sien 'n ster wat op die hemel, vanuit die hemel op die aarde geval het, en aan hom, hierdie ster, so die ster is 'n individu, hierdie ster is 'n gevalle engel, en aan hom is die sleutel van die bodemlose put gegee, en met hierdie sleutel maak hy die bodemlose put oop. Nou, wat lê in die bodemlose put? In die bodemlose put, weet ons, is hierdie Abaddon individu, wie sy naam in die Grieks Apollyon is. Hy is die koning van hierdie demone. Hierdie demone is die 19 van die geeste van die Nephilim. Hierdie onaardse gediertes wat die byproduk was van gevalle engele wat seksuele omgang gehad het met mensvroue. Die Nephilim, toe hulle dood, het hulle geeste geen plek om te rus nie. Hulle kan nie, soos 'n gees wat sy afgestorwe liggaam dood is, teruggaan na God toe nie, want hulle bron van oorsprong is nie God nie. Hulle kan ook nie in die doderyk gaan rus in die plek waar dooie geeste moet gaan rus nie. So, aan hulle was verskaf 'n gevangenisplek wat genoem was die bodemlose put. En hulle gevangenskap is direk as gevolg van die engele Michael, Raphael, Uriel en Gabriel. Hulle het hier die geeste gevangene geneem, net voor die vloed van Noag, en hierdie geeste is toe in hierdie bodemlose put met hulle hoof verseel. Hulle is 9/10 van alle demone. Mense op die aarde vanaf die Bybelse tyd tot nou toe het net te doen met 1/10 van alle demone. Die 9/10 van hierdie demone is in hierdie plek. Maar CERN se quantum rekenaarskap en kunsmatige intelligentieprogramme het nou die sleutel verskaf. Maar die vermoë om die bodemlose put oop te maak sal eers in plek wees 2030. Met ander woorde, 3,5 jaar van nou af. 3,5 jaar van nou af, ons is nou in Julie maand 2026. 3,5 jaar van nou af, wanneer die CERN-experiment weer aangewakker word en sy krag-uitsettingsvermoë en sy beligtingsuitsettingsvermoë is verdubbeld, dan gaan dit die moontlikheid hê om deur te boor na daardie plek in die buitenste ruimte wat in hierdie skrif aan ons vertel word,
genoem word as uit die hemel. Nou uit die hemel is die buitenste ruimte. So vanaf sin word 'n krag toevoer verskaf tot in die buitenste ruimte. Daar word hierdie ster losgemaak uit sy gevangenskap daar en hy word afgebring aarde toe. Sodra hy in 2030 op die aarde is, sal sin se wetenskaplikes aan hierdie engel die tegnologie verskaf om die bodemlose put oop te maak. Die rede hoekom sin se wetenskaplikes, hulle dokters, hulle professors nie self die sleutel kan gebruik om die bodemlose put oop te maak nie, is omdat dit in 'n dimensie vasgevang is wat slegs engele toegang na toe het. Dis hoekom hulle hierdie engel moet het, hierdie gevalle ster, hierdie ster van wie gepraat word as aan hom is gegee die sleutel tot die bodemlose put. Nou, maak ek nou aan u bekend verborgenheid. What I'm speaking to you is a mystery that very few people have the skill and the knowledge to speak about. By 2030, when CERN comes back online, doubled in power, doubled in illumination, doubled in energy capacity to be able to send out that signal into outer space, bring that star, the angel, to the earth, and in the earth provide him with the key to loosen the bottomless pit. So met ander woorde, ek het vir u verlede week en hierdie week gesê, ek gaan hier 'n beraming gee van tydberekening. So die tydberekeningsberaming is dit. Ons is nou in Julie maand 2026. By 2030 gaan sin weer begin omdat hulle die hele eksperiment afgeskakel het. Hulle bring al hulle deskundiges in, hulle bring al hulle raadsmanne in, hulle bring al hulle nuwe toerusting, alles word opgegradeer. They are busy with a serious upgrading there, and by the time they restart CERN in 2030, will be round about the time just before the second coming of Jesus Christ, when he brings interventions in the earth. Between now and that period of time, the rapture of the church can take place any moment. There's nothing in the earth that prevents the rapture from taking place, except the will of God to see more people saved by obeying the gospel of Jesus Christ. So ek deel dit met u, sodat u in 'n oortuiging kan wees, dat ek het nou hierdie wetenskaplike aspekte van sin in 'n samesmelting gebring met die teologiese insigte wat God aan ons verskaf, want die Bybel sê vir ons, God se kommunikasie met die mensdom is van so 'n aard, hy sê, twee kan nie saamstap, behalwe hulle in een oorstemming is nie. Two cannot walk together except in agreement. Dan sê die skrif ook vir ons in die boek van Amos, God doen niks, behalwe hy deel eers sy geheime met sy heiliges, met sy knegte. So, ek maak aan u bekend, gebaseer op Jesaja 46, God is die een wie die einde voor die begin bekend maak. En hy het verklaar dat sy raad sal staan teen stryde van die wêreld en die wêreldleiers wat met hulle eie raad en hulle eie idees opkom. Die Here sê sy raad sal staan en hy het sy raad met ons gedeel. Dis hoe ons nou Openbaring 9 verstaan. Dat daar is 'n bodemlose put waarin 9/10 van demone vir bykans 5000 jaar reeds opgesluit is. En hulle is vol onmin, hulle is vol haat, hulle is vol aggressie, hulle wag vir die oomblik wat hulle kan uitkom en losgelaat word om mense te teister. Maar u hoef nie hulle slagoffer te wees nie. You do not have to be their victim, because you have been forewarned. If you are forewarned, you are forearmed. That is, if you obey. Wat moet ons doen? Ons moet ons hele lewens oorgee aan die Here Jesus Christus.
Ons moet kerk loop, ons moet Bybelstudie bywoon, ons moet bidure bywoon, ons moet kyk en sien hoe ons samewerking kan gee met die Heilige Gees en met die bedienings van die verskillende kerke waarin ons lidmate is. En ons moet onsself toewy tot die werk van die koninkryk. Dit is te sê om ander mense na die Here Jesus te bring, want die tyd loop uit, mense. Jy kan letterlik nou tel, jy kan nou begin tel, as sin vir ons sê, hulle gaan hy masjien aanskakel 2030 en ek sê vir jy, die rede hoekom hulle om 2030 gaan aanskakel is, omdat hulle by 2030 gereed sal wees om die sleutel oor te handig aan hierdie entiteit, omdat 'n mens nie die vermoë het om die sleutel te hanteer nie, dit moet 'n engel wees wat die bodemlose put oopmaak. Wat 'n interessante tye lewe ons nie in nie. Dit is boonbehalwe al die ander baie eienaardige dinge wat rondom ons aangaan, en nie tenstaande ons eie unieke politieke worsteling wat hier plaasvind met die korrupte ANC regering en die verskillende goed wat nou begin uitkom nie. Laat ons nie vasgevang word in storms en teekoppies nie. Asseblief mense, die moeder van alle storms is op die horizon. Laat ons onsself voorberei met alle ander mensdomme om gereed te wees vir wanneer Jesus Christus ons ontruim uit hierdie aarde, want hierdie aarde gaan die grimmigheid, die toornigheid en die wraak van God ervaar voordat Jesus terugkom om homself aan te stel as die hoof van die planeet. Ons bid saam. Vader in die hemel, dankie dat U ons gekies het om hierdie raad uit U hart uit te kon ontvang. Here, seën ons lewens met God en maak ons 'n seëning waar ook al ons mag gaan. Geef ons in ons monde U woorde om te spreek wat troos en ontferming oor ander sal laat uitgiet. En wees verheerlik met God deur ons keuse van denke, deur ons woorde wat ons sal spreek en deur ons gedrag. Vader, help ons om gereed te wees en geef ons die moed om die goed te kan bespier en te verstaan en ook te kan oordra aan ander. Ons seën die heilige naam en ons dankie met God dat ons name in die boek van die lewe geskryf is. In Jesus naam bid ek. Amen.